Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand weer eens in my Pasalte, wat 'n voorreg om weer vir u te groet in daardie wonderlike geseënde naam. Ek is altyd weer dankbaar en ek is bly vir die Here vir die geleenthede wat God 'n mens gee. Kom ons bid saam. Wonderlike Heer en Meester. Vanaand is ek weer eens bevoorreg om brood te kan breek. Ek wil bid dat u my sal seën. Heilige Gees, lei my en rig my. Halleluja, met die gedagte in Jesus se naam. Amen. Ek dink dat die Here is vir 'n mens goed. Ek moet dit eerstens bely. En ek moet altyd vir die kerk en dit niks met geld te doen nie. As mense jou seëninge begin tel, dan besef jy die goedheid van die Here. You know, God gee vir 'n mens geleenthede, altyd gedurig deur, maar baie keer sien 'n mens net nie jou geleenthede nie. Geleenthede word gesien. Halleluja. En baie keer is 'n mens so deur die druk van die lewe waar jou sig werklik waar nie meer helder is om te kan sien nie. Ek sit verlede week, sit ek in my voorkamer en nou kan ek uitkyk, kyk ek na bome en die Heilige Gees sê vir my, wat sien jy? En nou kyk ek die boom en ek sien sy lote loop uit die boom se lote. En die Here sê vir my, wanneer 'n boom se loot uitloop, is daar vir daai boom 'n verwagting dat hy weer 'n verandering stewiger kan ondergaan. As daar vir 'n boom 'n verwagting is, wat is daar vir my en u? En ek sê vir myself, wow, en die Gees sê, maar ek gee geleenthede, you know. 'n geleentheid gaan jy sien, jy gaan van 'n geleentheid hoor, maar bring jy jou in die geleentheid of in gereedheid om die geleentheid waar te kan neem, en daai maak die verskil. Wanneer God geleenthede gee vir redding, bevryding, verlossing, halleluja, is die hemel in werking om ons kragtadig daarmee te ondersteun. Daar is niks wat die Here nie vir 'n mens kan doen nie. Ek wil vanaand met u praat oor woorde. David skryf iets, dink ek, in Psalm 19. Laat die woorde van jou mond en die oordenking van jou hart welgevallig is voor die aangesig van die Here. En ek hou van om te oordenk, because ek is 'n why mens. Ek sal als bevraagteken, geloof vir my, tot ek my antwoorde kry, is like, this lady, altyd is die persoon, you know. En woorde is magtige wapens. Wanneer jy woorde gebruik, kan jy of iemand seën, of jy kan iemand vervloek. Die woord sê, 'n put gaan nie eers 2 tipe waters voortbring nie. Maar ons as mens gebruik soms woorde om mense te vervloek, en dan weer, soos in die huis van die Here is, dan ontbid ons weer die Here met hy selfe mond. Halleluja, en hy tong, natuurlik, waarop die mag is om woorde te gebruik. So baie keer kan my woorde vernietigend wees. Ek kon nou, my pastoor het iets wonderliks gedoen, toe ek tot bekering kom.
ek het agterna by die Volle Kerk gaan dien. En my pastoor sê toe vir ons die Vrydag aand het hy weer gebedsessies ingebring. Dus ek nou by die huis, ek sal nogal wil gaan kyk wat maak hulle daar. Al 7 toe stap ek nou al keer toe, want hulle begin 7 tot 8. En ek gaan sit toe, my pastoor sit by die een punt van die saal, van die verhoog, en ek sit by die ander punt. Ek het glad nie gebid nie. Ek sit en luister nou, hoe bid my pastoor en sy vrou sit agter hom, ook in bid. En my pastoor noem iets wat tot vandag toe my gebly het, en ek is dankbaar vir die Here, vir wat ek gehoor het die aand, hy bid, as hy begin. Geseend is die God en Vader van ons liewe Jesus Christus, wat ons geseën het met geestelike seëninge. En ek dink vir myself, wow, kyk wat bid paste. En soos die jare aangaan, toe besef ek, hy het in die atmosfeer woorde gebruik, losgemaak oor ons as gemeente, dat 2 Petrus hoofstuk 1 vers 4 in vervulling kom, wat sê, sodat ons deelgenote kan word van sy goddelike natuur, deur die beloftes van die beloftes van sy woord te kan ontvang, halleluja, soos ek die Here begin te dien, in natuurlik, halleluja, in gees en in waarheid in. En dit is vandag my gebed. Geseënd is die God en Vader van ons liewe Jesus Christus. Maar hy het my iets geleer. En daardeur het hy by my losgemaak, halleluja, om meer te weet omtrent God, halleluja, en wat hy als vir 'n mens kan doen. En daardeur, staan ek vandag op die woord van die Here, om te declare en te decree dat God kan vir 'n mens alles doen. Woorde. Die Bybel sê, wanneer jy jou woorde gebruik, Jakobus 2 vers 12, julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel gaan word. So wanneer ek my woorde gebruik en ek is onbarmhartig, gaan ek die oordeel ontvang met van onbarmhartigheid deur die Here. So wat sê ek nou vanaand vir u? En dit is waar ek wil begin. Halleluja, oor jou woorde. Wanneer jy woorde spreek, en ek is dankbaar vir God, halleluja, dat die Here ons leer in vasting in, waar jy seek the face of the Lord, halleluja, gee die Here my die gedagte, en het my diep getref, en my pastoor het daar op Sondag gepreek, en ek dink as wonderlik, hoe die Here mens kan seën in sy huis. Jou woorde, wanneer jy spreek, moet dit genade gee en eer natuurlik aan die wat jou hoor. Wauw, jou woorde moet genade en eer gee aan die wat jou hoor. In Johannes 8 begin God se woord, maar Jesus het na die Olyfberg gegaan. En vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan, en al die mense het na hom gekom, en hy het gaan sit en hulle geleer. Halleluja, he provide them a condition. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was, na hom gebring. Moontlik kon die vrou kaal gewees het, die vrou net so gevat het en gebring na hom toe. Toe hulle haar tussen hulle in laat staan, sê hy vir hom, Meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. Weet jy wat sien ek? Somtyds gebruik God mense, halleluja, of waar jy uitgevind word of betrap word, kry jy of bied die persoon jou 'n geleentheid om te stop. Hulle bied die vrou 'n geleentheid om te stop. Irrespectief of hulle hom na Jesus toe gebring het, sy kry die geleentheid waar sy begin stop om weer te besin, 'n nuwe begin te kry in haar lewe.
Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar wat sê Hulle het dit gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. En toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle dit hoor, die woord, het hulle deur hul eie gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe, en Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat tussen hulle gestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldiges van jou? Het niemand jou veroordeel nie? Niemand nie, Here, Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer. Halleluja. Weet u, die Bybel sê toe Jesus die Fariseërs die woord gebruik, die wet gebruik, halleluja, want die woord is die wet, toe staan die genade, Jesus was die genade langs aan die wet. Die Bybel leer my waar die sonde meer geword het die genade oorvloediglik geword in Romeine 5, jy moet het gaan lees. Jesus sê, jy wat sonder sonde is, die een van julle wat sonder sonde is, begin gooi die eerste klip. Hy wys hulle daarop om iemand te bring volgens die ou verbond, halleluja, en jy beskuldig iemand van 'n daad, moet jy die eerste klip gooi. Die een wat nou gepraat het, halleluja, was in sy gewete bestraf, omdat hy dalk dieselfde goed gedoen het, kon hy dit nie gedoen het nie. Maar toe Jesus praat en hy gee genade, die Bybel sê, die woord moet genade gee, halleluja, toe bied hy genade aan die Fariseer, met die woorde wat hy gebruik na die Fariseer toe, gee hy vir hom genade, halleluja, om weer te kom tot by homself, om die insident te ondersoek, selfs sy gewete waarin hy bestraf was, halleluja, om stil te gaan sit te oordink, halleluja, sodat hy natuurlik met die genade wat hy gekry het, was die gees van God betrokke om vir hom natuurlik te onderrig en vir hom natuurlik uit te wys. Die gees van die Here, halleluja, hy oortuig jou van sonde, en dit het met hom gebeur, dis hoekom hy weggestap het, maar omdat hy oortuig was, het Jesus se woorde genade aan hom gegee. Hoe gebruik ek my woorde? Gebruik ek dit met genade? Laat ek toe, soos wat Jesus gedoen het? Hy kom by die vrou, halleluja, en hy vra, vrou, waar is jou beskuldigers? Want toe hy opkyk, toe sien hy net die vrou, en sy sê, Here, het niemand jou veroordeel nie? Sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê, die oordeel was, halleluja, as hulle haar betrap het, volgens die wet, moet sy dood gestenig geword het. Maar omdat die genade, halleluja, nou by is, deur Jesus Christus het nabij gekom, kry sy die geleentheid dat God haar eer herstel. En hy sê, gaan heen, maar sondig nie meer nie. Halleluja, en ek dink is geweldig wat Jesus met haar gedoen het. Wanneer ek en u sonde doen, is ons diensbaar vir sonde. Ons lede volgens Romeine 6 stel ons in diens om ongeregtigheid natuurlik te bewerk, maar wanneer ek die geleentheid kry om by Jesus, by God uit te kom, deur die genade wat die Here gegee het deur sy woord, halleluja, word ek diensbaar vir God, halleluja, en ek stel my lede nie meer tot beskikking van die sonde, nie, my gehoor is, my sig is, my reuk is, my smaak
maak as ek my gevoel, halleluja, want sonde kom deur die, wat ek en u doen, gaan natuurlik deur ons lede en natuurlik ons sensore word ons blootgestel aan sonde. En die Bybel sê, Jesus herstel haar eer deur om die sonde aan haar nie toe te reken nie. Maar weet jy wat vir my wonderlik is? Hulle het gekom om haar te stenig, maar terwyl haar beskuldiges ook wegstap, toe laat val hulle die klippe, en sy hoor die geklank van God se genade in haar ore, en besef toe Jesus vir haar sê, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en maar sondig nie meer nie. Toe kry sy haar geleentheid, halleluja, toe hulle haar bring, kry sy die geleentheid om te stop met haar sonde en haar oortredinge waarin sy haar blootgestel het, en vir die eerste keer kry sy 'n nuwe begin, wat God haar gee, halleluja, om oor te begin, om te besin, halleluja, en te versaak, want wanneer ek in u sonde doen, dan moet ek wegbreek van sonde af, ek moet het versaak, ek moet stop, halleluja, om vir die geregtigheid van God te kan lewe, en ek dink is geweldig. Jesus gebruik woorde om genade en eer te gee, en ek dink is wonderlik. Halleluja, want daardeur, liewe, het hy sy hart gespreek en liefde uitgedeel in enige vorm. Liefde is die enigste vrug wat beskikbaar is in elke seisoen, en dit lê in woorde in, en dit lê ook in 'n uitgestrekte hand, halleluja, dat ek vir mense geliefd daardeur te laat voel. Wil die Here vanaand vir my en vir u sê, ons het 'n werk hierdie jaar, 'n nuwe begin gekry, om liefde te kan te beoefen vir my naaste. Niemand is my vyand nie. Baie keer is die vyand in jou met jou optrede en jou gesindheid, hoe jy mense hanteer. En dit speel 'n belangrike rol. My man sal altyd sê, Pastor Sean, is nooit my vrou wat jy vir iemand sê nie, is oor dit wat jy sê, is waar jy iemand laat in sy gevoelen wat die verskil maak. En ek dink as wonderlik, halleluja, en mag God ons help hierdie jaar, dat ons meer woorde sal gebruik, wat seën natuurlik uitspreek na mense toe, want daardeur kan mense word, dit wat jy bely omtrent mense, seëninge uitstuur, kan die seën van die Here weer na jou toe terugkom. Zacchaeus het gesondig, maar toe sy lewe kruis met Jesus, en hy klim in die wilde vyeboom, toe sê hy vir die Here, sien my raak. Daardeur sê hy vir die Here, ek het nie vrede nie. My naam is Zacchaeus. Die belydenis daarvan is, ek is regverdige, maar ek beroof mense deur om meer af te pers, halleluja, in my werk wat ek doen. En ek kry die geleentheid waar Jesus sê, Zacchaeus, ek wil vandag by jou huis tuis gaan, kry die geleentheid vir die eerste keer, iemand sien hom vir wie hy is en nie wat hy doen nie. Kyk ons so na mense, waar ons soms wegkyk na die daad, halleluja, en kyk na die werklike persoon. Soms is mense se beauty is still locked up inside of them, en soms moet 'n mens kyk na die beauty toe, wat weggesteek is, halleluja, om die persoon in die hand te vat, sodat hy kan ontdek weer sy beauty, dit wat hy dalk gedoen het, die mure wat hy opgebou het. Baie keer bring ons mure op, halleluja, waar ons soms so verbrand tussen mense, sê God vir ons vanaand, kom ons bou brûe, want jy gaan altyd mense nodig kry, dit maak nie saak of het oor kleurgrense is, jy gaan mense nodig kry, en het hang af na hoe jy natuurlik met mense praat, halleluja, want daardeur gaan jy value add tot die persoon se lewe, en die persoon sê, jy het waarde. Daar is 3 dinge wat belangrik is,
wat ek geleer het in 'n korte tyd in my vasting. Het die Here my geseën. Die Here is vir 'n mens goed. Dit het gegaan met siekte, hierdie vastings het gegaan met baie dinge, maar aan die ander kant het die Here ons versterk in die innerlike mens krag ontvang, halleluja, maar ook geonderrig uit sy woord. Weet jy, die Here is so groot. En baie keer om vir mense te help, om met mense om te gaan, moet jy vir nommer 1 vir mense aandag gee. As jy vir iemand aandag gee, dan gaan jy vir hy persoon laat voel, die persoon is ook belangrik. En dit is wat Jesus gedoen het. Hy het gaan stilstaan by die boom en opgekyk en aandag gegee aan Saggeus wat in die boom sit. En Saggeus het gevoel, hy is ook belangrik. Die tweede ding, hy het vir Saggeus erkenning gegee. Hoe het Saggeus erkenning gekry? Terwyl Saggeus uit die boom uitklim en Jesus sê vir hom, Saggeus, toe bely hy die belydenis van sy naam oor hom, van Saggeus benaam beteken regverdige, het Jesus eintlik gesê, regverdige, ek wil vandag met jou maaltyd hou. En toe het hy hoor deur die Gees, die belydenis van sy naam, gee God hom erkenning, dat hy is regverdige en hy bely in die publiek dat hy gaan teruggee, halleluja, wat hy verloor het. En die derde ding, halleluja, waardering. En toe hy bely, sê Jesus vir hom, vandag het daar redding vir hierdie man se huis gekom, sê die Here vir hom, Saggeus, deur jou daad bring jy nou na jou kinders toe, jou waarde, maar ook vir hulle, om weer vir jou te respek, sodat beide van julle besef, julle het waarde. Mag God ons help, en mag God ons genade gee, dat ons sal besef, ek het waarde, my naaste het waarde, en dat ek my woorde so moet gebruik na iemand toe, laat hy genade kry en eer, sodat wanneer hy my bedink of oordink, as hy persoon aan my dink, met die daad wat ek gedoen het, sal hy dink aan my, soos die woord sê, as ek aan jou dink ek aan jou met blydskap, halleluja. Mag God ons seën en genade gee, dat ek hierdie jaar, aan die begin van die jaar, my woorde so sal gebruik, dat ek seëninge na my toe sal aanroep, met die gebruik van my mond, wat ek natuurlik bely, sal ek in besit neem, en mag God ons so seën, dat ek nie my woorde gebruik as wapens nie, maar dat ek my woorde gaan gebruik om vir iemand te sê, jy het waarde, jy besit waarde, halleluja, en deur jou kan jy word in die lewe wat jy moet word. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U. Geseënd is U om U woord te gebruik, sodat ons, liewe Here, daardeur verstaan die gedagte van die hart en U wil van U op aarde. Ek wil bid dat U hulle sal seën, en selfs my wat dit spreek, liewe Here, maak my 'n dader van die woord. Halleluja, wanneer die woord van U het 'n besit geweldige attitude, moet ontvang word met sagmoedigheid. Ek wil bid dat U een en elkeen sal seën, en waar iemand sy woorde roekloos gebruik het, waar hy iemand, liewe Here, woorde gebruik het om mense te vervloek, liewe Here, en mense het berou, dat U die vloek in seëninge sal verander. Ek bid dit en ek vra dit in Jesus se naam met baie danksegging. Amen. Ek groet U vir die volgende maand, gaan beoefen U natuurlik om woorde te gebruik wat seëninge natuurlik aktiveer. Het 'n geseënde aand verder. Ek groet U tot 'n volgende keer. Amen.
dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil hê jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.